En dan sê jy plus 13 suurstowwe, gee vir jou 8 koolstofdioksiede plus 10 waters. En dan sê ek vir jou die entalpie of die reaksie hitte is minus 2880. Dit beteken, dis 'n eksotermiese reaksie, of dit beteken die voorwaartse reaksie is 'n eksotermiese reaksie. Waartoe is slot J? Hæ? Nou 'n beter plek toe, dis lelik. En B, waar is hy? Jy braai gesê, ek dink dit is Sê weer? Ons. Ons, jy en hy? En nee, jy het nie geluister, jy het half geluister. Waar's Gina? Uitgeteken? Vandag is die 16de, 18de, 19de. Ja, dan is Henry. Okay. Goed, so die voorwaartse reaksie is eksotermies. Nou sê hulle vir jou, definieer die term bindingsenergie. Amorey, kom ons begin met jou. Dis die energie tussen twee bindings tydens 'n reaksie. Nee. Jy het die definisie half uitgeskryf. Dis die energie afgegee wanneer 'n binding vorm tussen twee atome. Ja? Die bindingsenergie nie, dissosiasie-energie is nodig om te breek. Bindingsenergie is energie afgegee, ja? Ja, jy kan. Wat het jy, Rikus, daar by vraag 4.1? Energie benodig, energie afgegee. Bindingsenergie is die energie afgegee. Hoeveel persent van jou vraestel is teorie, is definisies? 30%. So dit vat jou van 'n 50 na 'n 60 toe as jy nou 'n bietjie foute het. Of van 'n 60 na 'n 70 of 'n 80. Gaan leer jou definisies. OK. 4.2. Sê weer? Dis die energie afgegee wanneer 'n binding vorm tussen twee atome in die gasfase. Binding vorm tussen twee molekules. Wanneer bindings in molekules vorm, ja, nie tussen molekules nie, in molekules. OK, 4.2. Is die verbrandingsreaksie ekso of endotermies? Dit is eksotermies, gee jy rede vir jou antwoord. En dan kan jy sê, want die entalpie is negatief. Of jy kan sê, want die entalpie is minus 2880. Of jy kan sê, meer energie word afgegee as wat dit ingeneem word. Of jy kan sê, die energie van die produkte is kleiner as die energie van die reaktante. Of jy kon gesê, die bindingsenergie is groter as die dissosiasie-energie. Klomp redes het jy daar kon gegee. 4.3 vra hulle vir jou, definieer die term reaksie hitte, MW? Nee? Is dit die definisie daarvoor? Reaksie het. Daar is! Jy het die hele hoofstuk oor hierdie. Wat is dit, Carla? Ah, nie Carla nie. Anke? Ja, ek wil hê jy moet vir my daarby skryf die netto energie. OK. Die netto energie afgegee of opgeneem tydens, en dan wil ek hê jy moet sê 'n chemiese reaksie. Die netto energie afgegee of opgeneem tydens 'n chemiese reaksie. OK, volgende vraag 4.4, wat sal die reaksie hitte vir die terugwaartse reaksie wees? So hierdie ene is 'n eksotermiese reaksie, so die grafiek sal so lyk. Nee, en nou het ons nou uitgefigure, maar die entalpie, daai ding, of die reaksie hitte is minus 2880. Nou hierdie is die voorwaartse reaksie. En nou vra hulle vir jou vir die terugwaartse reaksie. So vir die terugwaartse reaksie is daai ons eindpunt en daai ons beginpunt. So die terugwaartse reaksie is endotermies, want die energie van die produkte is hoër as die energie van die reaktante. OK, so dit gaan dieselfde waarde wees
maar hy gaan net positief wees. So vir die terugwaartse reaksie is die reaksie het dan 2880 kilojoule per mol. Sharp? OK, volgende vraag, vraag 5 was gewees. Hulle sê vir jou daar, jy het hierdie besigheid en dan gee vir jou dit en dit. Pieter, wat is hierdie besigheid se naam? Nee. As jy dit drink, is jy dood. Ja? Nee. Jy kan niemand in hierdie klas vra behalwe vir my nie. Want niemand in hierdie klas highlight hulle hare nie. Maar Anke het al. Wat gebruik hulle om hare mee te highlight? Wat is bleach? Sy chemiese naam? Peroxide. Waterstofperoksied. Pieter, dis iets wat jy moet weet. As jy dit nie geweet het nie, skryf dit neer. Waterstofperoksied of peroxide. OK, so, hulle sê vir jou, jy het 1 mol daarvan. OK, dan sê hulle vir jou, sy energie aan die begin is 3,69 en dan sê hulle vir jou die reaksie hitte vir die reaksie is minus 196,1 kilojoule per mol. OK, en dan sê hulle die aktiveringsenergie vir hierdie reaksie is 75 kilojoule per mol. OK, goed. Nou sê hulle vir jou, teken die energie teenoor verloop van die reaksie vir die ene en dan dui jy die volgende aan. OK, so. Kom ons kyk, ek gaan hom so sit. So jy het potentiële energie, dan het jy verloop van reaksie. Oepsie. Reaksie. OK. Hoe gaan die vorm van my grafiek lyk, Louis Henry? OK, so gaan eers op en dan af, maar hy is laer onder as wat hy bo is. En hulle sê vir jou, jy begin hierso met 'n waarde van 3,69. OK, en dan sien jy die entalpie is negatief. Wat beteken jy moet laer eindig as waar jy begin, so jy gaan omtrent daar eindig. OK, dan vra hulle vir jou, jy moet die asse benoem, Shap, hierdie gaan nou wees in kilojoule per mol. Die aktiveringsenergie sê hulle vir jou is 75 kilojoules. So van daar tot daar is 75 kilojoules. So jy moet daar 75 by plus, en dan kry jy om te wees 78,69. OK, so daarvoor kry jy punt. Die volgende ding wat hulle vra is, die energie van die reaktante is daai, die energie van die produkte is daar. OK, nou wat gaan sy energiewaarde wees, Ardo? Wat het jy gekry vir die energie van die produkte? Sê jy? Nee, dit is verkeerd. Hulle sê vir jou daai waarde, daar is die entalpie. En dit is minus 196,1. Jo, Rikus, is dit jy met jou pen? Wie klik hulle pen die hele tyd? Dit was nie jy nie, ek het jou het opgehou. Net 'n pyser in jou hand. OK, so dit kan, daai waarde kan nie wees minus 196,1 nie, want hy het nie by 0 begin nie. OK, so hoe gaan jy daai waarde bereken, Linden? Sê weer? Wat gaan jy minus? Jy minus, ja? OK, so, hoekom sê jy so?
Sê weer? Alright, ek wil hê julle almal moet fokus. Ek weet dis warm, ek weet dis die laaste periode. Ek weet jy is gatvol. Ek weet dis einde van die kwartaal, maar baie van julle sukkel met hierdie hoofstuk, so ek wil hê jy moet fokus. Okay. Sê nou maar daar is 0. Nee? Goed. En sê nou maar daai waarde is, dit is nou nie, maar kom ons sê dit is minus 196,1. Okay? Dan van daar tot daar is wat? Minus 196 plus daai net, né? So dan gaan dit 199,79 wees. Sê dit met my. Okay? So hier gaan dit nou wees reg, dit is nie daai waarde nie. So hoe gaan jy bepaal wat dit is? Jy gaan sê dis hierdie waarde minus daai waarde. En versigtig wees want hierdie is klare minus. Okay? So jy gaan hom in jou kop eers as 'n plus hou, dan gaan jy daai minus of jy gaan nou die minus en dan gaan jy hom plus daarbey. Maak nie saak nie. Maar jy kry dan 19 wat is dit 2,3 op die kop. Maar sê 3,1. Is julle met my? Want daai waarde is dit. So jy moet daai aftrek om te weet wat is hierdie waarde van nog. Okay. Wat vra vir jou nog? Die aktiveringsenergie het ons aangedui en die reaksie het ons aangedui. Goed. Het iemand 'n vraag daar? Sjap, dan vra ek vir jou 5.2. Mangaan dioksied word as 'n katalisator bygevoeg vir die ontbinding soos hierbo gewys. Verduidelik die funksie van 'n katalisator, Leandri. Okay, so ek wil hê jy moet 2 goed vir my daar noem. Hy verlaag die aktiveringsenergie benodig vir die reaksie. Okay. Sonder om aan reaksie deel te neem, of jy kan sê sonder om self, skryf julle by, selfverandering te ondergaan. Okay, so jy kan byskryf sonder om aan die reaksie deel te neem, of jy kan sê sonder om selfverandering te ondergaan. En dan wil ek hê jy moet byskryf my verlaag aktiveringsenergie, ons gaan vandag deel te neem, en verhoog reaksie tempo. Wat die tempo van die chemiese reaksie versnel. So ek kyk eintlik hierso na 3 goed. Ek kyk wat doen hy fisies, wat doen hy? Hy verlaag die aktiveringsenergie. Watter effek het dit? Dat die tempo groter is. Okay, maar belangrik is moet noem, hy neem nie deel aan die reaksie. En dis wat ek vir jou gesê het, is soos Tinder of wat ook al, koer, dit bring 2 mense bymekaar, maar dis nie deel van die verhouding nie. Daar is 'n dating app koer. Is dit soos net gesê Afrikaans? Ja, en dan koer of koes jy. Dis baie snaaks. Ek het nie die dating app nie, ek soek nie die dating app nie, ek weet dit van mense wat dit al gebruik het, suksesvol gebruik het en getrou het. Met die persoon wat hulle gekoer het. Nee, ek het nog baie tyd nie. Okay. Goed, nou vra hulle vir jou by vraag 5.2.2. So, hier het ek nou in hierdie hoofstuk al 2 definisies vir jou meer inligting bygesit wat ek dink anders is as die definisies in jou notas. Dit was nou hierdie definisie en dit was gewees hierdie definisie. Okay, wat jy vir my moet gaan verander in jou notas of kyk na die definisies in jou exam guidelines. Nou jy lekker dit uitgeleer aan die begin van die jaar eksamenriglyne, 'n hele pak met notas en definisies. Okay, 5.2.2. Op die grafiek wat jy hierbo gedoen het, dui die invloed van 'n katalisator aan en al wat die katalisator gaan doen is hy gaan die aktiveringsenergie verlaag. Okay, en dan hoe sal die reaksie hitte beïnvloed word deur die byvoeging van 'n katalisator, Henk?
Dit sal dieselfde bly. Hoekom sal dit dieselfde bly? Want al wat hy doen is hy verlaag daai. Hy verander nie die energie van die reaktanse of die energie van die produkte nie. Hulle bly dieselfde. Jy moet jy stippenlyne gaan teken het. Ok, dan het jy gehad vraag 6. Vraag 6.1. Sê hulle vir jou koolsuur, daai ding, plus water, gee vir jou, oei, en dit ook is lelik, daai ding, en daai ding. Ok, dan sê hulle daarbo is 'n suur wat 2 protone per suurmolekuule kan skenk, onderstreep, wanneer dit reageer, die suur ioniseer in water in 2 stappe, hier is die eerste stap. Ok, nou vra hulle vir jou, skryf 1 woord vir daai onderstreepte sin neer. Charles, wat het jy gesê? Jy het nie vraag 6 gedoen nie. Ek kan sien met jy notas op vir jou. Waar is jou vraagstel? Ok, lees gou vraag 6. Vraag 6. Daai koolsuur kan Ok, stop. Wat beteken dit? Nee, as hy 2 protone kan skenk. Dis as hy 1 kan skenk, is hy? So as hy 2 kan skenk, is hy? Diprotiese suur. Goed, 6.2 sê hulle vir jou, is koolsuur 'n swak of 'n sterk suur? Gee 'n rede, 3 gaan. Hoe die hel het jy dit geweet? Jy het gaan leer. So daar's niks hierop wat vir jou sê of dit sterk of swak is nie. Jy moet dit gaan leer. Koolsuur, swak suur. Gee 'n rede vir jou antwoord. Wat is die definisie daar? Dit ioniseer wat? Dit ioniseer onvolledig in water om 'n lae konsentrasie hydronium-ione te gee. En weer, as jy hierdie plusie uitlos, hoeveel punte kry jy? 0. Wel, in hierdie ene sal jy tegnies 1 kry uit 3 uit, 1 vir daai en dan 0 vir die definisie. Ja, ek sê hydronium-ion. Ja. Ok. Xavier? Nee. 3 gaan? Nee. Dit is hy. Xavier, definieer suur volgens die Lowry-Bronsted teorie. 'n Suur is 'n protonskenker. Proton skenker. Ok. As jy sê dit is 'n proton skenker, gaan jy 'n punt kry? Nee, 'n suur. Nie dit nie, 'n suur. 6.4. Skryf die vergelyking met byskrifte vir die tweede stap in die ionisasieproses neer. Ja, Dian. Plus CO? CO3, net so. Hoeveel minusse? 2, want hy het hier 1 minus gehad, toe gee hy 'n positief weg. Nou word hy CO2 minus, aqueous. Iemand 'n vraag daar? 6.5 sê hulle, definieer die term amfoliet en gee 'n verbinding wat as 'n amfoliet in hierdie reaksie kan optree. Bylin? 'n stof wat protone skenk of ontvang. Jy kan ook gesê het 'n stof wat as 'n suur of 'n basis kan optree. En dan gee 'n voorbeeld. Ja, drie gaan. 6.1. Nee, 2 protone per suurmolekuule. Is dit? Ja, maar 2, die ding is op 2 hierso. Sê weer? Ja, maar in hierdie reaksie. Ja, maar water tree hier op as 'n basis. H3, HCO
3 minus bikarbonaat-ioon. Okay, 6.6. Skryf die gekonjugeerde suurbasispaar wat in die eerste ionisasiestap voorkom neer. Nou jy kon enige 2 gekies het. Nie enige 2 nie. Enige een van die 2 pare. Enige 2 van die 1 pare. Jy het 2 pare, jy kon enige een neergeskryf het. Okay. Wat trek ons? Jean-Marie sê my? Yes. Jy kon ook geskryf het water en die hydronium-ioon. Enige een. Pare, moet ons hulle in die vergelyking skryf en aandui? Ja. Nee. Hulle vra nie skryf die pare neer. So hulle vra nie skryf die vergelyking oor en dui die pare aan nie. Ja, jy kon. Okay. Skryf 'n gebalanseerde vergelyking om te wys hoe koolsuur met kalsiumhidroksied sal reageer. Sê vir my, Amorey. Koolsuur met kalsiumhidroksied vorm wat en wat? Nee. Dit is as 'n suur met water reageer. Hierdie is 'n suur basis reaksie. CaCO3. Ja. Ja. Plus water. Ek sien. Hoe gaan ek nou sê? 1 kalsium, 1 kalsium. 1 karbonaat, 1 karbonaat. 2 plus 2 is 4 waterstowwe, 2 waterstowwe. Chop. Okay. Nou, dit was al wat ek hier gehad het, né? Nou gaan ons doen vraag 7 en 8. En 9 saam. Nee, jy gaan dit doen. Nou dan jy huiswerk nie. Dan gaan ons dit môre merk. Gaan ons môre merk. Jy kan kies. Of ons doen dit nou saam en dan gee ek julle môre toets om te doen. Of julle doen dit nou vir huiswerk en ons merk dit môre. Merk dit môre? Okay, gou vir my doen vir my vraag 7. Jy kan nie vraag 8 doen nie. So jy doen vraag 7 en vraag 9. Vraag 7 en vraag 9. Dankie. Ja.